Psalm 24 vers 1 tot 8. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en het stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. En God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat aan sy wil vra en hom dien is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly eeuoue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is die magtige koning? Die Here sterk en geweldig, die Here oorwinnaar in elke stryd. Psalm 24 sê alles op aarde, die hele wêreld, alles behoort aan die Here. Hy is die eienaar daarvan. As jy 'n huis besit en jy kom by die huis en iemand anders is daar besig om goed af te breek of sommer net te bemors, gaan jy hom maar laat begaan? Nee, natuurlik sal jy nie. Net so moet ons onthou, alles op hierdie aarde, alles in die skepping, ook ek en jy, ons behoort aan die Here. Ons is syne. God is ons eienaar. In die tyd van die Ou Testament, toe Psalm 24 geskryf is, het die Jode gereeld na Jerusalem toe gegaan. Hulle het gegaan om God te gaan ontmoet en om God te gaan eer. En dan is die vraag, wie mag na hom toe gaan? Wie mag in sy heiligdom verskyn? En die antwoord vind ons in vers 4 tot by vers 6, wat sê, die wie se hande rein is. Met ander woorde, wie se optrede opreg is, wat se optrede reg en goed is. Ook die wie se hart suiwer is, dit gaan oor die gesindheid van jou hart. As jou hart suiwer is, dan kan jy na God toe gaan. Die wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Met ander woorde, hulle wie se woorde suiwer is. Hulle mag na God toe gaan. Sulke mense wie se hande, hart en woorde suiwer is, hulle sal van God seën ontvang. En God sal reg aan hulle laat geskied. En dan kom beskryf die Psalm hoe God as skepper, die een aan wie alles behoort, die eienaar, hoe hy as magtige koning die stad Jerusalem binnegaan, en hoe die stad bly is daaroor, hoe die poorte selfs, die deure, hulle koppe oplig, hulle verbly oor God se teenwoordigheid. Ek en jy hoef nie vandag na die stad Jerusalem toe te gaan of na die tempel toe te gaan om God te ontmoet nie. Ons het die voorreg om enige tyd, enige plek, net stil te raak en met God te praat en in sy teenwoordigheid te verskyn. Maar ons moet onthou, ons moet ook ons hande rein hou. Ons harte moet ook suiwer wees. Want God is die groot en magtige koning. Daar is niemand soos hy nie. Gelukkig weet ons ook, God is ons verlosser, dit is hy wat ons rein maak, dit is hy wat ons sonde wegvat, wat ons harte suiwer maak en nuut maak, wat ons klipharte kom wegvat en vir ons 'n hart van vlees, 'n hart van liefde kom gee, sodat ons hom kan dien. Here, baie dankie dat ek vandag saam met die ou stad Jerusalem, saam met die poorte kan bly wees en my kan verheug oor u teenwoordigheid, omdat ek naby aan u kan wees, omdat u by my is, want u is my verlosser, u is my skepper, u is die magtige koning. Ek kom eer u vandag, ek maak u naam groot, daar is niemand soos u nie. Halleluja, prys die Here. Amen.